Goeiedag geliefdes, ek is baie opgewonde oor hierdie week. Hier by ons het ons hierdie week van gebed. Vrydag wat kom is wêreldbiddag vir vroue en Saterdag wat kom is wêreldbiddag vir manne. En ek hoop elkeen van julle het 'n geleentheid waarby julle gaan inskakel om saam met ons boeties en sissies wêreldwyd. Dis lekker nê, wêreldwyd saam met die Christene te bid. Dis dan hoekom ons as gemeente ook in hierdie tyd ons week van gebed hou. En ek is baie opgewonde oor die teks wat ons saam lees hierdie week, want dit is Johannes 17, dit is 'n besonderse gebed van Jesus self, wat Jesus self bid. Ons gaan die hele week by Johannes 17 stil staan, want al wat Jesus hier doen, is hy bid vir sy mense. En ek dink daar is baie vir ons om te leer uit sy bid, vir hoe hy bid vir sy mense en waarvoor hy bid. En daarom elke dag, op hierdie maandag, lees ons dan die eerste 8 verse. Nadat Jesus dit gesê het, het hy daar in die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u hom gegee het, die lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. Ek het u op aarde verheerlik, deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. Verheerlik my nou ook by u, Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, nog voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense, wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord ter harte geneem. Nou weet hulle, dat alles wat u my gegee het, van u afkom, want u woorde wat u gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem, en tot die oortuiging gekom, dat ek waarlik van u gekom het, en hulle het geglo, dat u my gestuur het. Dit is baie interessant dat wanneer Jesus kom om te kom vir sy mense, dan begin hy om 'n baie persoonlike gebed te bid oor homself en die Vader en sy verhouding met die Vader en wat hy gedoen het. En ons kan nou baie dinge oor hierdie gedeelte van sy gebed vir sy mense te sê, maar een ding wat ek op wil fokus, wat baie duidelik hier uitstaan, is dat Jesus sê, hy het een enkele ding kom doen en hy het die enigste waarheid kom bekend maak. Hy het vir die wêreld kom wys hoe lyk die enigste waarheid. Nogal baie belangrik in 'n Griekse kultuur of Romeinse kultuur, waar dit vreeslik baie gegaan het vir die filosowe en die akademici oor die waarheid. Julle sal onthou dat selfs Pilatus, toe Jesus vir hom sê, hy sê vir hom die waarheid, toe sê Pilatus vir hom, maar wat is waarheid? En hier kom Jesus in hierdie gebed en hy verduidelik eintlik die enigste enkele waarheid. En dit is my so belangrik om te kyk wat Jesus bid. Want so leer ons sy hart, sy wil vir sy mense ken. Hy bid vir die dinge wat vir hom in sy hart belangrik is vir sy mense. En met die openingsgebed kom hy en hy sê, maar dit gaan oor die enigste waarheid. Hierdie waarheid is nie moeilik nie. In vers 3 sê hy, dit is die ewige lewe, dubbelpunt, dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. Daar is die waarheid. En hoekom dit vir my belangrik is omdat ons in 'n tyd leef, waarin waarheid so, kom ons noem dit maar 'n relatiewe konsep geword het. Elkeen kies mos nou maar sy eie waarheid vandag. As jy 'n waarheid het en jy kan dit verwoord, jy kan dit verdedig in debat, dan is dit jou waarheid en dan word daar vir almal verwag om daardie waarheid te aanvaar. In meer radikale kringe, soos ons nogal sien in die Weste, veral in Engeland en Amerika, word daai waarhede dan partykeer ook nou nog op ander mense afgedwing. En daar is 'n groot vraagteken oor wat is die waarheid. Dit is eenvoudig. Daar is een God.
Daar is een redder, Jesus Christus. En daar is een manier van redding. God het deur Christus uit sy genade sy mense gered tot die ewige lewe. Dis hoe eenvoudig dit is. Ons leer dit uit Jesus se gebed uit. So dit was vir hom belangrik om in die eerste plek vir sy Vader te sê dat hy dit verstaan, en ons het gelees dat hy dit volbring het. Hoeveel te meer gaan dit vir jou en my nodig wees, om juis in hierdie tyd, rondom die waarheid te bid. Dit is nie 'n moeilike waarheid nie. Daar is 'n ewige lewe vir die kinders van God. Die kinders van God kom na God, deur die Seun en die Seun alleen. Wanneer ons in hierdie week van gebed, dan nou ook iets van die Jesus gebed onsself wil bid. Kom ons bid baie ernstig, laat hierdie waarheid net weer bekend word. Want al hierdie ander sogenaamde waarhede is besig om die wêreld te verwoes, om mense te laat verlore gaan na die ewige dood. Laat ons nie bystaan en toekyk hoe dit gebeur nie, maar laat ons as God se kinders, ernstige bidders, bid dat hierdie waarheid gestalte sal kry in ons tyd. Shalom.